Goeiemôre, liewe gemeente, so voorreg om vanoggend hier te wees. Ek dink ek het al gepreek hier so, maar ek kan nie onthou nie. Maar nee, ek het definitief al, en ek het al 'n paar vergaderings hier so by julle bygewoon, en dankie dat julle nog vanoggend vir my genooi het om die woord te kom bedien. Dit is altyd 'n voorreg, vandat ek nou 'n bietjie meer in die sending is, kry ek so baie kans om te preek daar by ons eie gemeente nie. In Afrika baie, elke Sondag, en daar los 'n pastoor jou nie uit nie. As hy weet jy's daar, dan sê hy, hoor, kom, jy preek vandag al by ons. En dan moet mens altyd maar gereed wees met 'n boodskap om te bring. In Engels natuurlik, deur 'n tolk. So, maar ons sal 'n bietjie later meer daaroor sê. Net vanoggend mag die Here ons seën met ons saam wees, en mag jy as gelowige vanoggend regtig die Vader se hart vir mense weer leer ken. Ook jou eie hart, as ons so deur die erediens gaan. Maar kom ons begin met ons afhanklikheidsverklaring en die seën, en dan gaan ons die Here se naam groot maak met Psalm 33 vers 1, 5 en 7, en dan gaan ons geloof bely as ons gaan staan dan. Liewe gemeente, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, en dan gaan lekker saam sing Psalm 33, en dan gaan ons saam ons geloof bely. Dan kan ons weer gaan sit. Goodbye.
bely nou saam ons geloof en jy kan in jou hart hierdie volgende woorde saam sê en dis soos 'n opsomming van wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit, baie dankie. Die Here het ons geseën en met sy teenwoordigheid ook, ons kon sy lof besing, die Here wat so groot is met ons stemme, sing vrolik, hef die stem na bowe. Ons het bely wat ons glo van hom. Maar nou kom ons by die gedeelte in ons erediens waar ons regtig ook klein word voor die Here. Die Here gee vir ons sy wet en ons gaan vanoggend aan die hand van Eksodus 20 gaan ons enkele fasette van elke gebod net uitlig. Om in ons lewe ook te sê, maar hoorie, dit is hoe die Here wil hê ons moet lewe. Nie sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons gered is. En wanneer ons dan nou so leef, ek dink dit sou vir Israel ook so gewees het, as hulle net die morele wet wou gehoorsaam, dit sou regtig eintlik hemel op aarde gewees het, as mens dit kan nakom. Maar nou weet jy, as jy na jou weer kyk wat verby is, jou gedagtes, dis my eie gedagtes, dan weet ek, kom bietjie tekort, as dit kom hierby. Maar kom ons gaan dit deur, hulle sê, die wet is soos 'n spieël vir ons, dan gaan ek daarna net vir ons ietsie sê, en dan gaan ons die Here in gebed vra, om ons te lei op die paaie, wat hy wil ons moet stap. Maar dis aan die hand van Eksodus 20, mens kan baie meer uitlig, net sê, kom ons sê 10 beginsels, uit elke gebod wat ek vir jou wil voorhou. Die eerste gebod sê, daar is net een God, so God is nommer 1, en daarom bely ons dat die Here is die enigste God. Hy het my so lief gehad dat hy sy seun gegee het om my te red en te verlos. Daarom duld ek geen ander gode in my lewe nie en kies ek om vir hom te lewe volgens sy wil, omdat ek gered is. Nommer 2 gaan oor suiwere aanbidding. Afbeeldings van God, mensgemaakte rituele en wettisisme trek my weg van God af. Daarom kies ek om hom in gees en waarheid te aanbid en te dien volgens sy woord en wil. Ek lewe in 'n lewende verhouding met die lewende God in Jesus onder leiding van die Heilige Gees. Dit gaan oor suiwere aanbidding. Die derde gebod gaan oor die Here se naam. Sy naam is heilig en as Christen dra ek sy naam. Ons is ambassadeurs, kan ons sê. Daarom wil ek so lewe en praat dat ek alles in sy naam doen en sy naam eer. Ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Die vierde gebod, die ritme tussen werk en rus. Ek werk voluit en rus genoeg op die regte manier tot eer van die Here. Daarmee saam het ek gereeld tyd saam met die Here in sy teenwoordigheid. Dit gebeur in my spesiale tyd met die Here, huisgodsdiens, saam met my gesin en ook by die samekomste van die gemeente. Gesag, eerbied en orde. Ek respekteer die gesag wat die Here oor my aangestel het, of dit ouers, die regering, leiers of baase is. Ek lewe ordelik en met selfdissipline. Die 6de gebod gaan oor die kosbaarheid van lewe. Ek respekteer my en ander se lewens, ook op die manier waarop ek bestuur, praat, eet, oefen en optree. Ek lewe in liefde en omgee vir ander, en bely en breek met alle haat, bitterheid, onvergifnis, woede en aggressie. Huwelik, seks en reinheid. Ek is getrou aan my man of vrou en ek bou my huwelik. Ek hou my gedagtes skoon en vermy pornografie in enige vorm. Ek los ander mans, vrouens uit, ook in my gedagtes. Die Here is die derde party in al my verhoudings en daarom hou ek my rein. Die kosbaarheid van besittings. Ek respekteer en beskerm ander se besittings. Bestuur my eie geld reg en goed en ek vat nie wat my nie toekom nie. Ek is dankbaar en tevrede met wat ek het en vertrou die Here vir wat ek nodig het.
Ek weier om toe te gee aan Mammon, dis die geldgod, wat maak dat ek altyd meer en meer wil hê en tog net nooit genoeg het nie. Die 9de gebod gaan oor die waarheid, die kosbaarheid van die waarheid. Die duiwel is die vader van die leuen. Die waarheid en liefde maak vry, daarom bly ek in liefde by die waarheid, sonder om dit te verdraai en sonder om onnodig seer te maak. Ek vermys kinderstories en toets die waarheid. My woord is my eer, wat ek beloof, dit doen ek. En dan die 10de gebod gaan natuurlik oor begeerte. Begeerte of passie is goed, maar ek weier om 'n ander ou se goed posisie, man of vrou te wil hê. Ek kies om dankbaar en tevrede te wees. Ek hou my hart skoon, want dit bepaal my hele lewe. Nou gemeente, as jy so luister na al hierdie goedjies wat hier so staan, dan dink mens, oortree ons tog die wet van die Here. En dan staan daar, as ons in een opsig, een gebod oortree het, is ons in alle opsigte skuldig daarmee. En dan wil jy as vanoggend met jy as gelowige hierdie volgende woorde hoor, maar dis juist hoekom ons dit lees, en juist hoekom ons sê, maar Jesus Christus het aarde toe gekom, want hy het die wet 100% gehoorsaam in jou plek. Nee, daar waar jy tekort kom, het hy reg gedoen. En omdat hy die wet gehoorsaam, omdat hy ook vir daai sondes gesterf het, en elke liewe sonde wat jy al ooit gedoen het, en nog gaan doen, het hy betaal, is afgehandel. Kan jy vanoggend hier so sit en hoor, dat as jy met 'n hart vol berou na die Here toe kom, dat die Here sê, maar ek vergewe jou. En die dood is nie meer jou voorland as gevolg hiervan. Want ek het vir jou gesterf, ek het jou vrygemaak, ek is die een wat betaal het vir jou. En daarom kan ons dan ook elke keer as ons dit hoor, sê, maar Here, nou wil ek 'n nuwe lewe leef. Nee, ek wil nie daai lewe leef nie. Hy sê, los die ou lewe, kom ons trek 'n nuwe lewe aan, wat tot eer van die Here is. En dit kan jy vandag as Christen hoor, dat jy is vrygespreek op grond van dit wat Jesus gedoen het. En nou wil ons vir die Here vra, in gebed ook, as ons Psalm 25 sing, ek weet nie, sit of staan ons nou? Sit. Dan, wat Psalm 25, maar ek wil hê, jy moet na die woorde luister, dis 'n ou lied, jy ken hom, leer my Heer, nee. Maar kom ons bid dit regtig as 'n gebed, waar vir die Here sê, Here, leer my U weer, wys my die regte pad aan, nee, maak my hart, dat ek daar op die pad wil loop, op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. Kom ons sit, en dan sing ons Psalm 25, en ons vra die Here, as in gebed, net om hierdie smeeking van ons harte, regtig, te hoor, en dat ons dan self op die pad sal wandel, en dan gaan ons saam uit die woord van die Here lees. Kom ons sing saam.
Kom ons bid hierdie gebed net verder. Hemelse Vader, ek wil vanoggend net vir U kom sê dankie dat ons as U kinders hierdie woorde kan sing en kan pleit by U, leer my Heer U reg te weeg. Dankie dat U vir ons U woord gegee het. En dat ons dit vanoggend ook weer kan oopbreek. En Vader, ons kom bid dat U ook vanoggend as ons hierso by mekaar is, dat U elkeen van ons sal ook kom ontmoet hier waar ons is. As ons die woord nou oopmaak, Vader, en ons lees daaruit, dat U ons sal kom aanraak en dat U vir ons sal kom wys hoe U oor mense voel. En dat dit iets in ons sal verander, sodat ons hier sal uitstap met 'n nuwe perspektief oor wie U is. Mag U al die eer kry, Vader, dit gaan oor U, dis hoekom ons by mekaar is. Ons is hierso as kinders van U en elkeen van ons het daai belydenis op ons lippe dat Jesus die Here is. En dit maak ons skerp, dit maak dat ons hier by mekaar is en by mekaar wil wees. 'n Groep gelowiges met Jesus Christus wat op die troon sit. En ons is lief vir U, Here, met ons hele hart. Ons is lief vir mekaar. En ons wil vir ander mense ook inlaat en vertel van wie U is. En mag vanoggend se boodskap ook daartoe bydra. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou, liewe gemeente, jy kan slot jou Bybels oopmaak by Lukas 15. En 'n baie bekende gedeelte. En ons gebed vanoggend is dat jy met 'n nuwe oë sal kyk na hierdie gedeelte. Want ons gaan baie agtergrond gee en hierdie agtergrond maak dat hierdie skrifgedeelte net regtig oopkom vir ons. En so ons gebed vanoggend is dat ons as gemeente, dat hierdie gedeelte vir ons iets van die Vader se hart wys. En as ek bedoel hart, dan bedoel ek hoe hy dink en voel oor mense. Dat dit vir jou eie hart sal wys en dat ons harte belyn sal word met die Vader se hart oor hoe hy oor mense dink. Kom ons lees saam Lukas 15 vers 1 en 2 en dan vanaf vers 11 tot 32. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Goed julle, dink aan prentjies. Hierso is die Fariseërs en die skrifgeleerdes en jy kan sien hulle is dikmond vir dit wat Jesus doen, want hy kan ons sê hang uit met mense wat nie soos hulle is nie. Kom ons gaan na vers 11 toe. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Die land daarna het die jongste seun alles tot niet gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toegestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy toe sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste en trek het vir hom aan. Sit vir hom 'n ring in sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was tog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die gesingery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk,
al hierdie jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê sy pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Dit is die skrifgedeelte, sluit eintlik al stomp af en ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Maar kom ons kyk vanoggend, ek gaan vir jou vra om die skyfie vir my aan te sit, is hy werk hy? Ja, kan ons kry hom reg? En ons tussen ons twee gaan ons hierdie skyfie probeer regkry vanoggend. Ons kyk net of hy kan opkom daar. Ja, sy. Hy skryf sy 'n netjie aan daar vir ons. Nou moet jy vir hy volg daar. Okay. So hierdie is eintlik 3 tonele waarna ons volgende gaan kyk. Dit is amper soos 'n fliek. Ons gaan toneel 1 kyk, die Vader se hart vir verlore mense. Toneel 2 is die Vader se hart vir godsdienstige mense en dan die Vader se hart oor jou en die gevolg daarvan. Ons gaan maar 'n bietjie as hy, soos hy. Goed. Lukas 15 vers 1 en 2. As jy gaan kyk na Jesus, hoekom hy aarde toe gekom het hy die wêreld heeltemal onderste bo en agterste voor kom draai. Hy het regtig vir mense hulle eie harte kom wys. En wat gebeur hiersom? Die Fariseërs en die skrifgeleerdes hou niks daarvan dat Jesus saam met slegte mense van die samelewing tyd spandeer nie. Hy eet saam met hulle, hy spandeer tyd saam met hulle, en op 'n tyd het hulle hom genoem dat hy 'n vriend van tollenaars en sondaars was. En dis juist hoekom hy gekom het, sê hy. Hy het gekom om te kom soek en te red die wat verlore is, soos wat Lukas 19 vers 10 staan. En die Fariseërs kon dit net nie vat nie. Want op 'n manier het hulle gedink dat as jy tyd spandeer saam met mense wat onrein is, dan smeer hulle onreinheid af aan jou. En as dit in jou afsmeer, dan kan jy nie meer in God se teenwoordigheid kom nie. Dan moet jy eers deur reinheid gaan voordat jy weer in God se teenwoordigheid kan kom in die tempel. So met hierdie agtergrond vertel Jesus dan hierdie 3 gelykenisse van die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun. En Jesus vertel dit om sy missie aarde toe te verduidelik en ook vir die mense te wys hoe voel die Vader oor mense. Nou hierso kom die agtergrond en dis nou act 1 deel waar ek 'n bietjie aanskuif, die volgende enetjie, daar is hy. Nou wanneer die seun na sy pa toe kom en sy deel van die erfporsie vra, het die seun basies die pa se lewe gevra. Jy moet dit mooi verstaan en dink bietjie aan die kultuurhistoriese agtergrond hierson. Dit was 'n baie ding, dit was 'n skaam ding om te doen. It was shameful, soos die Engelse sal sê. Dit sou skaamte bring oor die gemeenskap en dit sou ongelooflike skaamte bring oor die familie. Want wat gewoonlik gebeur is, wanneer 'n pa doodgaan, dan kry die oudste seun 'n dubbele erfporsie. Dit is hoe dit is. Maar wanneer die pa nie doodgaan, en wanneer so iets gebeur soos hiersom, is die pa verplig om sy besittings, alles wat hy het, in die helfte deur te deel. 1 helfte vir die ouer broer, 1 helfte vir die jonger broer. En dis hoekom ons sê dat hierdie seun kom vra eintlik die pa se hele lewe. Want hy moet alles verdeel. En landeienaars, paas het 'n baie spesiale band gehad met hulle land, met hulle grond in daai tyd. So ek wil dit illustreer vanoggend, en ekskuus dat ek hierdie papier gaan gebruik, maar ek gaan hom nou ongelukkig moet skeer, maar ek sal vir julle nuus uitprint as dit moet. Maar so hier is wat gebeur. Die pa moet letterlik alles wat hy het in die helfte deel, en hy gee die 1 helfte van alles wat hy het vir die jonger seun. So okay, hier gaan hy. Wat bly oor is hierdie vir die pa en vir die oudste seun. Dis wat oorbly. Gaan nou terugkom na dit toe. So hier gaan die jong seun en ons lees in die Bybel dan hy het alles moes nou gaan
verpand, nee, hy het ons bande gelewe staan dan, nee, so as gaan sê, hy stukkie vir stukkie, het hy hierdie erfporsie van hom gaan vermors, en daar het net mooi niks oorgebly nie. Rondgeslaap, en dan weet ons dat daar 'n hongersnood was. En terwyl hy by die varke sit, dan sien ons dat hierdie man is in die grond in. En ons sien hoe hy sien hoe die varke die karopboom se pele eet. En hy niks vir homself, en hy besef net, wat 'n dom ding het ek gedoen. En dit kan nota, die karopboom se pele was kos vir armes gewees. So hy was slegter af as armes, want hy kon nie eens van die arme mense se kos kry nie. Maar die seun maak 'n plan. Hy sê, hy besef wie hy is, ek gaan teruggaan na my pa toe, maar ek gaan nie teruggaan as 'n seun nie. Ek gaan teruggaan as 'n dagloner, en ek gaan my pa, deur die werk wat ek vir hom doen, gaan ek hom afbetaal, terugbetaal, oor die gemors wat ek aangejaag het, oor sy erfporsie. Dis die plan wat hy het. Dit beteken, hy gaan nie terug as 'n seun nie, hy gaan terug as 'n dagloner. Nou gemeente, onthou bietjie, dat die kultuur van daai tyd, en was regtig, ek weet nie wat is die mooi Afrikaanse woord daarvoor nie, maar dit was 'n shame and honor culture. Nee, dit was jy het of mense skaam gemaak oor wat hulle gedoen het, of jy het hulle absoluut geëer, nee. Baie kulture in ons land vandag dit ook doen. En dan hierdie seun, het ons gesê, het ongelooflike groot skaamte oor sy familie gebring. Hierdie was eintlik ongehoord. Heeltemal ongehoord. Nou Kenneth Bailey is 'n presbyteriaanse teoloog. En hy het hom verskriklik baie ingegrawe in die kultuur en tradisies van Israel van daardie tyd. En hy sê, as ons hierdie lees, dan was daar 'n seremonie wat genoem was Ketsatsa. Okay, Ketsatsa. Onthou jy die woord? Dis by die Ketsatsa, kan ons gaan aanskryf sien toe. Nog 'n minutjie, daar is hy. Die Ketsatsa seremonie. Nou Ketsatsa in Hebreëus beteken om af te sny, to cut off. So wat sou gebeur het is, onthou nou, hierdie seun het nou ongelooflike skaamte gebring oor die gemeenskap. En die Ketsatsa seremonie, sê Kenneth Bailey, was dat hierdie gemeenskap het 'n pot, 'n kruik gehad, wat in die stad gestaan het. En wanneer 'n seun dit gedoen het aan 'n gemeenskap en 'n familie, as hy ooit sou terugkom, julle is eintlik ongelooflik, dan sou die gemeenskap daai pot vat en uithardloop na die seun toe en daai pot voor hom breek en sê, soos wat hierdie pot in skerwe lê, so is ons verhouding met jou. Jy's afgesny. Jy het skaamte gebring oor hierdie gemeenskap, oor hierdie familie. Ons wil nie eintlik iets met jou te doen hê nie. Ons gaan jou as 'n vreemdeling hanteer in ons eie gemeenskap. So, en hierso is wat 'n mens so aanraak as jy hierdie gedeelte lees, want ons teks hierdie goed maak my emosioneel. Want ons teks sê, dat die pa, toe hy die seun sien, het hy uitgehardloop na die seun toe. Nou, hou in gedagte, dat 'n pa, in daai konteks, hy hardloop nie. Vrouens en kinders hardloop. Maar 'n pa hardloop nie. So, die pa is bereid om skaamte oor homself te bring, om na sy seun toe te gaan. En wat erger is, want hy het hulle het soeke kleed gedra, nee? So hy moes daai kleed opbind, en sy bene wys, en dit was nog 'n ding in daai kultuur, sê Kenneth Bailey, wat 'n absolute nee was, jy wys nie jou bene, as jy 'n eervolle posisie in die samelewing het. So sy pa het besluit, maar ek gaan oor myself skaamte bring, en ek gaan uithardloop, en ons sien amper half hierdie beeld, dat die pa voor die gemeenskap uithardloop, voordat hulle die Ketsatsa seremonie kan doen, en hy omhels hom, en hy herstel hom in ere.
Bring die kleed. Dit beteken, dis 'n teken van eer. Bring die ring. Identiteit. Dit was 'n seelring met die familiewapen op. Bring die kalf. Onthou die mense was, as jy 'n kalf slag, dan is dit 'n ongelooflike groot partytjie. Nee. So wat doen die pa? Hy bring sy seun weer in. Hy neem hom in. Hy maak hom deel. Seun, jy kom na my toe as 'n slaaf. Jy kan jouself nie weer deel van die familie maak. Maar ek kan. Ek herstel jou in ere. Ek wil dat jy moet my seun wees, ten spyte van die feit wat jy gedoen het. Nee, ons lees daar, die seun wou nog uitpak, sy hele verhaal, pa, maar ek sal 'n dagloner, ek gaan pa afbetaal, sy pa sny hom absoluut af daar en sê, ek herstel jou as my seun. So, hier is belangrik, die seun het met 'n gebreekte hart by die pa uitgekom. Wil jy moet dit hoor, hy het met 'n gebreekte hart by die pa aangekom. Hy besef wie hy is, en hy besef wat hy gedoen het. En dit resoneer so mooi met Dawid byvoorbeeld, wat Psalm 51 is ons daar, yes. Wat daar staan, hy sê, die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Om met so 'n tipe houding soos hy aan te kom, die Here sê, hy hou daarvan. Die Engelse sê, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. So, dis wat die seun gewys het, hy sê, pa, ek gee nie meer om oor besittings en goeders nie, ek wil net vir pa hê, ek wil net terugkom en ek wil by my pa wees. Ek het alles weggegooi, maar ek wil na my pa toe teruggaan. En ons weer die pa het hom ingeneem, hulle het fees gevier, want die seun was weg en het hom weer gekry. En ons sien absoluut, gemeente, wat hier so bly in Vredenburg sal daarna aan die Weskus. Ons sien dat God dit aanneemlik vind. Nee, mense wat verlore is, mense wat met 'n broken heart en 'n contrite spirit na hom toe kom, hy vind dit aanneemlik. Dis die eerste gedeelte, toneel 1, afgehandel. So, onthou nou hierdie prentjie van wat nou gebeur het, onthou hierdie papiere, die erfdeel verby, dis wat oor is, van alles wat hulle gehad het. Nou die ouer broer aan die ander kant, as ons nou by gedeelte 2 kom, hy sien dinge so 'n bietjie anders. En onthou, as Jesus hierdie gelykenis vertel, dan speel hy eintlik op die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat nie die Vader se hart deel oor verlore mense nie. Hy's besig om op hulle te speel hier, so hy's eintlik vir hulle besig om te sê, hey, kerels, julle is die ouer broer. So as hy terugkom, dan hoor hy sy jonger broer is terug. En sy gevoel oor sy broer is baie anders as die vader se. Hy's kwaad. Want onthou nou, as die pa die seun weer inneem en die seelring gee en hom herstel en identiteit gee, deel maak van die familie, dan is hy weer geregtig op hierdie. Okay, so hy het al die helfte weggegooi, so nou kry hy weer deel aan die erfporsies. So dit is hoe belangrik hierdie is, en dis hoekom die seun so, of die broer so ongelooflik kwaad is. Want sy pa het hom ingeneem, so hy het reeds die helfte verloor, en hy sou 'n dubbele erfporsie gekry het by sy pa se dood. So hy's dikmond. En wat gebeur hier? Die oudste seun was nog altyd in by die vader, maar nou moet die vader ook uitgaan na die ouer broer toe. Okay, so nou sien ons in beide gevalle, moes die vader uitgaan na al twee van hulle toe, na die godsdienstige mense toe, maar ook na die verlore mense toe. Nou bring die ouer broer skaamte oor die vader, die wat altyd gedink het, ons is in. Nou bring hulle skaamte oor die vader, want in daai tyd, as 'n gasheer gaan nie uit na iemand toe nie, hy kom na hom toe. So hy moes uitgaan in die eerste plek, na sy oudste seun toe. En hy stel ook op in die Hebreëus, in hoe hy goed verwoord, dat hy regtig nie mooi gepraat het met sy pa nie. Hy sê vir hom hiersom, hy bring sy pa onder skaamte, in die woordjie kyk, waar is hy? Kyk. Dis soos, kykie pa, nee, dis met so houding, kyk hier, kyk. En net daarom moet sy pa eintlik weggejaag het.
En ons sien eintlik dat die ouer broer op grond van wat gebeur het, eintlik homself nou buite die familie plaas. Want hy gebruik woorde soos, hierdie seun van u. In ander woorde, dis nou u seun, ek voel nou nie meer so baie lus om deel te wees van hierdie familie nie, want wat het pa gedoen? Pa, ek werk toch altyd vir pa, ek sloof my af. So hy dink, hy is die slaaf, en die pa het my nog nooit eers iets gegee nie. So wat sê die ouers hier? Wat is die ding wat ons moet hoor vanoggend hiersom? Die oudste seun sê, pa, omdat ek so hard werk, het ek regte. Het ek 'n sê oor pa se besittings. Het ek 'n sê oor hoe pa se kinders hanteer. Het pa my nie eens hierby betrek nie. Daarom gaan ek nie ingaan by die fees nie. Hy is nie lus om sy pa gelukkig te maak nie, gemeente. Hy is nie lus nie. Kyk die antwoord van die pa, nee, vir beide hierdie seuns. My kind. Kyk die deernis waarmee die vader praat. Jy was nog altyd by my gewees. Alles wat ek het is joune. Ons moet fees vier, want jou broer wat verlore was, is weer terug. En dis waarmee die gelykenis eindig, ek weet nie of jy gesien het nie. Net al, poef. En dis asof Jesus, soos die Engels sê, 'n open-ended ending, want hy wil hê die fariseërs moet 'n bietjie gaan dink hieroor, waar staan hulle? Gaan hulle buite die fees bly? Of gaan hulle inkom? Gaan hulle bly wees oor die missie, juis hoekom Jesus gekom het, hy het gekom vir verlore mense, of gaan hulle buite bly staan? En dis hoekom hy dit ooplaat. Hy wil hê hy moet hulle harte ondersoek. Waar staan hulle? Wat gaan hulle doen? So hy wys vir ons die ouer broer mentaliteit, die godsdienstiges se harte. En dalk sit jy vandag hier en jy moet ook hoor, maar waar staan jy? Want ouer broer tipes is gewoonlik mense wat altyd kwaad is. Alles altyd kwaad. Ek lewe 'n goeie lewe vir die Vader en daarom verdien ek 'n goeie lewe en wanneer iets skeefloop in my lewe, dan is ek sommer kwaad vir die Here vir wat nou aangaan hier in my lewe. Nee, dis 'n teken van 'n ouer broer tipe. Nog 'n teken van 'n ouer broer tipe is mense wat hoogmoedig is, meerderwaardig is. Ouer broers baseer hulle hoogmoed op die feit dat hulle harder werk, meer moreel, meer godsdienstig is en 'n goeie lewe lei en dan neerkyk op ander wat nie soos hulle is. Dis 'n ouer broer tipe. Nog 'n teken van ouer broers verlorenheid is dat as jy in 'n verhouding met die Here is, dan voel dit vir jou soos hierdie ouer broer. Dis net 'n werk. Dink Tim Keller het dit mooi gesê. Hy sê it's all duty and no beauty. Dis net 'n werk. Jy moet nou die volgende ding, maar daar's nie daai mooi, daai Here, ek wil u hê, ek wil net my pa hê. Dis nie daar nie. So hy sloof hom af vir sy pa, maar net om iets te kry, nie om met die pa te wees. En daar's so 'n pragtige illustrasie. Kinders, hierdie is eintlik maar vir julle, dat julle ook ietsie kan verstaan hiervan. Maar hulle vertel van 'n tuinier, wat 'n wortel lappie grond gehad, hy het wortels gegroei, hy het 'n pragtige wortel gegroei. En hy vat hierdie wortel na die koning toe, en hy sê, koning, ek wil vandag net vir jou hierdie pragtige wortel gee. En hy gee vir hom die wortel. En die koning sien sy houding, en hy sê vir hom, hoorie, dis 'n pragtige wortel hierdie. Ek gaan vir jou 'n stuk grond gee, want ek sien jy maak mooi wortels. Nee, ek wil net vir jou ietsie teruggee. So hier is vir jou 'n stuk grond, gaan plant nog wortels. Een van die amptenare wat by die koning staan, sien toe wat gebeur, en hy dink by homself, hey, as hierdie ou 'n stuk grond kry vir 'n wortel, hey, ek gaan môre vir my perd bring. En hy boer met perde, hy bring sy spogperd aan die koning toe, en hy sê, koning, net vir sê, ek eer hier is vir jou perd. Die koning sê vir hom, nee, baie dankie. Niks gebeur nie. En die koning sien toe dat hierdie amptenaar is nikkerig, hy is nie gelukkig oor wat nou gebeur het nie. En die koning sê vir hom, hoorie so, ek sien jy is ongelukkig, kom ek sê nie vir wat gebeur het. Daai ou met die wortel, het die wortel vir my gegee. Maar jy het die perd vir jouself gegee. Ek dink dis die verskil. Dis die verskil tussen ouer broers en jonger broers mentaliteite, is dat om net die pa te wil hê, om net
die Vader te eer, sonder om iets terug te kry, is genoeg om net in te wees daar. So, opgesom, gaan na die volgende prentjie toe asseblief. Nog 'n bietjie aan? Ja, opgesom. As jy mooi daarna kyk, na Lukas 15, dan sien jy eintlik dat albei seuns is verlore. Ons praat van die verlore seun, maar dit is eintlik die verlore seuns. Hoekom? Want die jongste seun, die sondaar, die rondslaper, die man wat alles weggegooi het, is binne die fees. Hy was verlore, maar hy is in die fees. Maar die ouer seun, wat altyd binne was, is nou buite. Sien die ironie hierso? Nee, in beide gevalle, hoor mooi, wou albei broers nie die vader hê nie, maar net die vader se goed. Net die seëninge wat kom omdat ons in die Here glo. Gaan dit wees, in beide gevalle wou albei broers nie die vader hê nie, maar net die vader se goed. In albei gevalle sien ons die vader se hart, want in beide gevalle is hy bereid om skaamte oor homself te bring, om uit te gaan na beide sy seuns. Hoekom? Want God het 'n hart vir verlore mense, maar ook vir godsdienstige mense. Mense wat eintlik ook maar verlore is, omdat hulle nie God wil hê nie, maar net die voordele wil hê, en as hulle dit nie kry nie, baie keer kwaad is. En wat sê Jesus? Hy sê, hey, kyk na my Vader, kyk sy liefde. Al het hierdie seuns alles in sy gesig teruggegooi. Al het die jongste seun alles gaan verkwansel en vermors. Het die Vader nog steeds lief gehad, taal soos my seun, my kind, herinner ons daaraan. En dit resoneer met 1 Johannes 4 vers 10, wat sê, dis nie dat die Vader ons lief gehad het nie, maar dat hy ons eerste, dit is nie dat dat ons die Here lief gehad het nie, maar dat hy ons eerste lief gehad het, en hy het dit kom wys. Eintlik, gemeente as jy mooi daaraan dink, moes die ouer broer gesê het, Pa, ek weet ons jongste boetie het afgehardloop, ek is nou terug, ek gaan hom soek. Maar hy dink net aan homself. En dit maak, gemeente, maak dit nie dat jy verlang na die ware ouer broer wat ons het, Jesus Christus nie. Jesus sê, hy is ons hy is ons ware broer. En dink daaroor, hy sy hemelse paleis, sê Filippense 2, verlaat, juis om ons te kom soek en te red die wat verlore is, die wat besef hulle is verlore. Die vader het die seun teruggebring in die familie in, die seun kon dit nie doen nie, maar teen die koste van die ouer broer, wat sy erfdeel na wie moes deel. So die vader het hom ingebring op die rekening van die oudste broer. Net so het Jesus Christus, ons ware ouer broer, die prys betaal. Hy het die skaamte van die kruis gevat. Nee, hy was bereid om die skaamte te vat, naak te hang aan die kruis. Die vervloeking, die spoeg, die spot, om ons in die fees van die Vader in te bring. Hy het dit gedoen. So jy moet weet vandag, jy moet hier so sit, ek, almal van ons, al loop jy weg, al het jy moord gepleeg, of gesteel, of belasting ontduik, of 'n rebel geword, of kwaad geword vir die Here al in jou verlede, of nou, al het jy hom beledig, al het jy hom verwerp, hoor mooi, vergewe hy 'n hart wat wil terugkeer. Hy doen. Sy genade is groter as enige sonde op hierdie aarde. Dis wie my Vader is. Dis wie my Vader is. En ons gebed vanoggend is dat jy jouself sal posisioneer binne in hierdie gelykenis. Waar staan jy? Wat hoor jy vanoggend? Is jou hart belyn met die Vader se missie wat hy sy seun voorgestuur het om te kom soek en te red die wat verlore is? Het ons 'n hart daarvoor of doen ons maar net ons eie ding?
Ons wil net die voordele daarvan hê om by die Vader te wees. En ons soek nie eintlik die Vader nie. Waar staan jy vanoggend? Nee, bring dit voor die Here. En ek wil vir jou net prakties 'n paar dinge noem. Kom ons gaan gou 'n bietjie aan na die volgende skyfie toe. Nog gooi sommer almal. Gooi almal. As hy. So hoe verander jy? Hoe kom jy weg as jy dalk 'n ouer broer mentaliteit het vandag of 'n jonger broer mentaliteit? Hoe verander jy? En so is die eenvoudige antwoord. Jy besef wat dit gekos het om jou in te kry. Dit wat ons nou genoem het, die Vader wat uitgaan na jou toe, die bereid is om die skaapte te vat, Jesus wat dit gedoen het, nee. Dit moet enige ouer broer of jonger broer hart smelt, nee. Sien die Vader se hart raak vir jou. Tweede ding is weet, as Jesus gekom het om te kom soek en te red wat verlore is, dan moet dit mos op ons harte en op ons agendas en op ons uitkyk en op ons kerk wees. Dit kan nie anders nie. Dis die Vader se hart. En nommer 3 is, kweek 'n hart vir verlorenes. Jy wees vanoggend eerlik oor hoe jy oor verlorenes voel. Dalk 'n sekere rasgroep, 'n sekere sosiale groep. Nee, bring dit voor die Here, bely dit, bekeer dit voor die Here. Vra die Here om jou sy hart te wys oor verlorenes, want hy het 'n hart daarvoor. Vra die Here om jou oë oop te maak, om dit raak te sien en vir geleenthede. En die twee laaste praktiese dinge is, spandeer tyd met die Here, sodat sy hart teen jou hart kan afvryf. En spandeer tyd met mense wat 'n hart het vir verlorenes, sodat hulle lewenswyse, hulle uitkyk op joune kan afvryf. Amen. Kom ons vat 'n oomblik om net bietjie hierdie praktiese, toe maak ek eers terug aan enetjie, om net hierdie praktiese skyfie wat ons nou gehad het, net op die bord, ons vat net so 'n minuut stil gebed, refleksie, en dan sal ek vir ons verder die gebed bid. Kom ons vat net so 'n minuut se rustig raak. Gemeente, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel woon. Here, ons het vanoggend, as ons hierdie woord Vader sê, dan besef ons wat dit U gekos het om ons as kinders in te kry. En Here, ons kom bring vanoggend dit wat ons gehoor het na U toe. U ken ons harte, U ken ons gedagtes. U weet waarmee ons rondloop, U weet waarmee ons, wat swaar hang in ons lewe, U weet wat lig is in ons lewe. Vader, en ons kom bring vanoggend net hierdie, wat ons gehoor het na U toe, en ons vra Vader dat U ons harte sal kom sag maak, sodat dit sal belyn met hoe U mense sien. Here, ons raak so maklik vasgevang in hoe ons self dink ons mense moet sien, en ons dink ons is beter as ander, en ons dink dit aan onsself, of ons dink aan die voordele wat dit sal inhou om 'n gelowige te wees, of om by die Vader te wees. Maar vanoggend hoor ons, dat om net by U te wees, moet vir ons genoeg wees. Om net in die fees te wees, dis waar ons wil wees, Vader, en ons sien wat nodig is 'n sagmoedige hart, 'n hart wat 'n gebreekte gees wat sê, Vader, ek is 'n sondaar. Ek kan myself nie red nie. Maar U het U seun gestuur om te kom soek en te kom red die wat verlore is. Here, ons besef dat ons is nie sondeloos nie. Ook vandag. Selfs nadat U vir ons gesterf het. Maar ons is vergewe. Ons bid vir al die ouer broer tipes, Vader, in die kerk van die Here. Dat ons nie buite die fees sal bly staan of sal kwaad wees oor die lewe nie, maar dat ons self sal belyn met U missie vir die wêreld. Ons bid vir die wat verlore is, Vader. Ons dink altyd aan mense wat verlore is, en ons bid dat daar inkeer sal kom, dat daar bekering sal kom, en Vader, as U hierdie gemeenskap, hierdie gemeente wil gebruik in U missie, maak dit ook so vir hulle wakker, om dit wat hulle doen
aan te hou, as daar 'n nuwe ding is wat hulle moet doen, moet begin, 'n nuwe uitkyk, dat dit ook op hulle agendas sal kom. En daarom bid ons vir die kerkraad, Vader, dat hulle sal lei, ook hierin, om u woord te bestudeer, die groot opdrag wat u vir ons gegee het. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, wees my getuies, preek, verkondig, weerlê, bestraf, bemoedig, dat hulle dit sal doen met die nodige liefde wat u vir hulle gee. Ons bid spesifiek vir Johan, Vader, die predikant hierso, vir hom in die lyn, wat u ook hier geplaas het, dat u vir hulle die moed en die krag sal gee, om goeie leiding te gee, en dat hy sal sê, volg my, want ek volg vir Jesus. Ons bid vir hulle huwelik ook, Vader, ons weet, dit is nie altyd maklik in die bediening nie, dat u hulle huwelik sal sterk maak, en dat hulle sal lief wees vir mekaar, en dat hulle ook hier as 'n voorbeeld van die huwelik in die gemeente sal lei. Here, dankie dat u hierdie gemeente hier geplaas het in die Weskus, dat ons van hier af 'n lig sal wees, en dat hierdie lig sal skyn, en dat mense sal sê, helder skyn die lig vir die nasies, en dat dit sal uitdoof nie, want ons weet dat u bou u kerk, u regeer u kerk, dit gaan oor u, en oor niemand anders nie. Dankie dat u vanoggend vir ons u hart kom wys het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Hierdie gemeente, daar is nou geleentheid vir die liefdesgawes, wat ons kan opneem, en dan gaan ons, as ons slotlied, ek weet nie of, maar genade onbeskryflik groot, dis die lied oor die verlore seun, dan gaan ons hom sing, en dink sommer net aan jouself ook, wat sê, maar ons was ook verlore, en dat die Here aan ons genade bewys het. Na die kollekte is lied 510, vers 1, 2, 3 en 4. Liewe gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly.